Here, vanmôre wil ons U naam groot maak. Here, geen ander naam is vir ons gegee behalwe die naam van Jesus Christus. Ons enigste verlosser, ons saligmaker, ons redder. En vanmôre lig ons U naam op. Ons maak U naam groot, Here. Want daar is niemand soos U nie, Here. U is bekleed met heiligheid en met Godheid, Here. U is vanmôre die groot ek is. U is die koning van alle konings. Ja, Here, daar is geen ander soos U nie, en die woord sê duidelik, al die gode van hierdie wêreld is onderworpe aan die God van hierdie heelal. En aan U bring ons vanmôre die lof, die eer, die aanbidding, Here. En weet ons vanmôre, U leef tot in alle ewigheid. Die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Jesus het die sleutels gaan vat. Jesus Christus kom weer om sy bruid te kom haal. En ons loof en prys U daarvoor. Ons eer U vanmôre, Here, want U is net 'n goeie God. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U alleen toe, Here. En ons dank U daarvoor, Vader, in die goddelike naam van ons verlosser Jesus Christus. Dankie, Heilige Gees. U krag, U sterkte, U stilkrag ook in ons. What an amazing God we serve. Ons gee aan U, Here, al die lof en eer vanmôre. Maak U woord lewendig. U woord is lewendig. U woord is gespreek. Hy kom uit die mond van God. In die begin het U gesê. En toe U gesê het in Genesis, laat daar wees, toe skep U woord nog steeds vanmôre. Dankie vanmôre dat U in alles verheerlik sal word. Ons dank en loof U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Glory. Here bly goed. Nou ja, ons sit. Die tema is 1 uur, in 1 uur. En daai prentjie is my so volledig met die woord en die bril. Dis nou vir ons soos ek wat met die bril moet lees. Atoombomme, vliegtye, aardbewings, alles kom daar in Openbaring vorentoe. Alles kom in Daniël vorentoe, alles kom in Esegiel vorentoe, alles kom in Amos vorentoe, alles kom in Jesaja vorentoe, alles kom in Jeremia vorentoe. En God bevestig sy woord oor en oor en oor en oor. En ja, hier's dinge besig om te gebeur wat ons baie vinnig attent moet oplet. Wêreldmarkte gaan binnekort groot moeilikheid kry. Finansies gaan nou ouens, dis onvermydelik, dis Bybels korrek. Alright, so die Europese lande, die ANC het natuurlik die verkeerde lande gejoin met die BRICS, want die Europese lande is bankrot. Hierdie ouens kon toe nie onderskei nie, plaas hulle nou maar saam met Amerika gaan, né? Maar Amerika staan op $38 triljoen skuld. Daar's 'n ander moeilikheid wat ook aan die gang is daar. Goed, petrol, diesel, hier's die moeilikheid. Nou kom dit bietjie nader. Volgende week gaan jou petrol tussen R3 en jou diesel R7 op. Okay, so hier gaan 'n paar goed kom. Die Australiese minister is baie slim. Hy het vir die Australiërs gesê, julle moet maar bietjie begin bymekaar kry, rantsoene, kosse. Ons het slegte in self hier, die ouens wat altyd vir ons die droë rantsoene voorsien, het nie. Ons het nie voorraad nie. Kyk maar 'n bietjie vir ekstra. Kyk, nie net vir jouself nie. Julle weet hoe werk skape, né? As die moeilikheid kom almal kerk toe, ons wil geld, ons wil kos, ons wil alles hê. Maak bietjie bymekaar. Wees bietjie wys, dink bietjie aan hierdie dinge wat ek vanmôre, ons praat al jare hieroor, ek dink dit is nou bietjie tyd. Natuurlik die 1 April, so die krag gaan op 7.8%. As die krag opgaan, gaan munisipale krag ook op.
Logies gaan die water wat ons nie het nie ook op. Petrol gaan op, diesel gaan op, kos gaan duurder word, alles gaan totale slegte eskalasie hê en die woord van die Here het gesê dit gaan so wees. Nou ja, toe ons daar by die see was, baie interessant, die Here was vir my baie goed. Ek het aan niks gedink nie. Ek kan nou nie sê hoe sleg was ek nie, maar ek was sleg. Maar die Here was vir my goed dat ek kon afsluit. Maar by Dinsdag, dit sal my altyd bybly, toe gaan drink ons 'n milkshake by Wimpy in Margate. En daar 3 uur Dinsdagmiddag toe maak die Here my oë oop en hy sê, "Right, jy begin jou werk." In die hawe in Durban, die hele week, 3 skepe het ingekom. En ek besef, dis moeilikheid. Skepe kan nie inkom nie. Dat 2 uitgegaan in die week wat ons daar was. Ek het besef, daar's nie uitvoere nie. Die boere se vrugte kan nie meer land uit. Ons het in Margate die beste vrugte, ek praat van A-graad, gekoop vir R20, so 'n pan, sulke groot, ek oordryf nie, druiwe, uitvoerproduk. En toe ons daar by Food Lovers instap, toe sê ek vir my vrou, hier's moeilikheid. Hier begin die moeilikheid. En ek gaan daar by die Wimpy en ek stap om, daar's 'n verskriklike vreemde boot wat uitgaan, ver op die hawe. Ag op die horison, dankie. Maar is die vreemdste ding, dit lyk soos 2 domes op hierdie boot. Maar as ek praat van 2 keer hoër is hierdie gebou. Maar hy's te ver dat ek hom met die kamera kan afneem. En ek stap om daar na die wagte, die surfers, die lifesavers se kantoor toe. En ek gaan praat die ou, ek sê, jy vir my 'n verkyker asseblief, ek wil kyk na daai boot. Hy sê, daai is 'n very funny boot, want dit lyk snaaks. Ek sê, ek wil kyk wat is dit. En hy sê vir my, nee, hulle het nie, want die ouens het al die verkykers weggevat, hulle het na die ander Port Edward toe gestuur. En ek kan verstaan hoekom, want Margate strand is totaal nie meer Margate strand nie. Alright, so. Ek kom 'n ou verby, hy's van Afrika, hy's 'n Afrikaanse Portugees, 'n swarte. Maar hy het so 'n groot kamera en ek sê vir hom, hoorie, kry vir my 'n shot, ek wil daai foto hê, ek wil daai boot sien, ek wil daai ding identifiseer. En hy het al sy verstellings gedoen en hy wys vir my, sê hy kan nie. Maar hy sê toe vir my, daai is die tweede boot wat uitgaan Madagaskar toe. Nou wonder ek, wat is dit? En die ou by die kantoortjie waar hulle toe nou nie vir my 'n verkyker het nie, sê vir my, hy sê, you know what? Everything is God's property. Why are they fighting? Ek sê, want die woord van die Here sê dit moet kom. Hy sê, what will happen if a missile falls here? Ek sê, then we've got big problems because we haven't got an army. Hy sê, I know that. Ek sê, maar weet wat, ons moet opkyk, daar's net een antwoord en dis Christus Jesus. Alright, so, die dinge raak interessant. Putin het skielik tot lewe gekom, hy begin kommentaar lewer, en hy dreig nou dat hulle nie Iran moet aanval nie, want daar's mos nou kernwapens. Met ander woorde, Putin erken, daar is kernwapens in Iran. Wat ons nog altyd sê, ons lieg so, hulle glo hulle self. Julle het gesien die oorkant, die kwekery, die moskee is amper klaar gebou. Ons slaap. Nou, Iran het 'n ding begin, 20 Maart was dit die einde van Ramadan. En 20 Maart het hulle begin met hulle goed, en hier's 'n ou wat dit skryf, ek wil dit vir u lees. Hy sê, Western sources warn Iran is preparing to deploy internationally banned weapons of mass destruction against Gulf nations, potentially as early as tomorrow, 20 March 2026, when Ramadan ends. Wat het die 20ste gebeur? Hulle het begin gooi. Hulle het so pas Saterdag missiles gevier
wat 4000 kilometer ver kan gaan. So hulle is besig om Duitsland, Nederland, Brittanje te target. Hulle kan nou gaan tot in Amerika. Ouens, julle moet weet, hierdie hele ding het losgebreek. Iran het mal geword en ja, die ouens het gesê al hulle skepe is gesink en hulle weermag en al hierdie goed, maar niemand het red gehou met een ding, die skelm van die moslim, dat hulle het nukleer wapens het hulle nog altyd gehad. En hulle gaan dit nou teen die Weste gebruik. Hulle is besig, Israel is besig om gebombardeer te word soos nog nooit. Met ander woorde, daar moet 'n goddelike ingrype kom van God homself, want dis die enigste wat kan red. Alright, so ek sien hier val al die oosterse bure van hulle val hulle nou aan. Groot nuus natuurlik. Die tempel, nie ver van die tempel of gister, het daar bomme geval, het daar missiele geval. Die tempel. Onthou 'n bietjie wat gebeur. Ouens, julle moet net hierdie prentjie kry asseblief. As daai tempel vernietig word, staan die anti-kris in elk geval klaar reg. Dan moet 'n tempel kom. So hulle gaan nie die tempel afbreek nie, hulle gaan hom afskiet. Logika. Ek dink dis nie 40 meter van die tempel af waar hy missiel geval het nie. So die moeilikheid kom, die groter moeilikheid kom, die vraag kom, Netanyahu het 'n ding gesê wat ek nie verstaan nie. Ek het oor en oor na hom geluister. Hy het gesê by next Thursday it will all end. Hierdie donderdag wat kom. Wat weet hy wat ons nie weet nie? En dan is daar die ander slegte nuus. Ons kom nou by die goeie nuus. Daar's altyd goeie nuus. Die slegte nuus. Vir die eerste keer in die geskiedenis is kerkdienste gestop by die kerk van die heilige sfeer in Jerusalem. This now according to the Catholic portal. The holiest place in the Christian world. Hoor wat sê hulle? Where according to church tradition, Golgotha and the tomb from which Jesus Christ was resurrected are located. Closed on February 28 due to the outbreak of war with Iran. But this news was only recently revealed. It is not the first time the shrine has been closed to pilgrims and tourists, but it is the first time in history that services has been suspended. Services has been suspended during Lent. There is a risk it will remain closed for Easter. 2000 kerke in Israel en in Amerika is klaar toe. Hulle gaan nie paasdienste hou nie. Die logika, die moslems gaan alles doen om dit nou te verhoed. Onthou dis jou geveg van Islam en die Christendom. Onthou dit. So, hier's dinge besig om te gebeur en daarom wil ek vanmôre praat oor 1 uur. Openbaring 18 kom, hy sê in vers 17. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar het, ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? En 'n sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen en dit in die see gegooi en gesê, so, luister wat sê hy, met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit weer gevind word nie. Hier kom nog 'n interessante ding wat uit hierdie storie uitkom. Ons gaan nou kyk na Damaskus. En ons sê almal, die woord van die Here sê, en ek het dit al gepreek, as Damaskus val moet ons opkyk, maar ek het gaan bietjie krap, ek het gaan bietjie navorsing doen, en ek het 'n groot skok gekry rondom Damaskus. En daar's baie intense dinge waarmee God besig is, wat ons as mensdom nog nie verstaan nie. Nou wil ek gou vir u lees uit die Bybel uit van Scofield. Scofield Reference Bible, hy's gedruk in 1909. Nou, die skrywer was Cyrus I. Scofield. Hy sê,
hierdie notas van wat hy in sy Bybel geskryf het, is die woord van God. En die woord van God het 'n padkaart geword. Ek weet nie of iemand daai Bybel het nie, maar ek weet hy's baie suiwer. Hy's baie in die kol. Hy sê, through seminars, churches, eventually mass media, the Scofield Bible spread this framework across the United States with extraordinary success. Ek is nou amper klaar met my notakies. Hy sê, and now we stand where all such thinking ultimately leads. Uiteindelik lei alles heen. Ons staan aan die vooraand van die grootste afstand tussen konvensionele konflik en kernoorlog, wat nie gemeet word in myle nie, maar in minute. Dis waar ons staan. En daarom in 1 uur gaan alles verwoes word, duidelik soos die woord van die Here vir ons sê. Nou kom Jesaja 17 en hy sê vir ons in vers 1, God spraak oor Damaskus. Kyk, Damaskus word weggeneem, sodat dit geen stad meer is nie, maar dit sal 'n vervalle pynhoop word. Goed, die stede, Aroer sal verlate wees, vir die troppefees sal hulle wees, dat daar sal, wat daar sal lê, sonder dat iemand hulle skrik maak. En die vesting sal verdwyn uit Ephraim en die koningskap uit Damaskus, en met die oorblyfsel van Aram sal dit gaan soos met die heerlikheid van die kinders van Israel, spreek die Here van die leerskare. In die dag sal die heerlikheid van Jakob gering word en die vet van sy vlees sal wegteer. En dit sal wees soos wanneer die maaier die ongesnyde graan bymekaar vat en sy arm die are afmaai. Ja, dit sal wees soos wanneer iemand are optel in die dal Refaim. Maar in Naus sal daarin oorbly, soos by die afslaan van die olywe, 2, 3 vruggies bo in die top, 4, 5 in die takke van die vrugteboom, spreek die Here, die God van Israel. In die dag sal die mens kyk na sy maker en sy oë sal sien op die heilige van Israel, en hy sal nie kyk na die altare nie. Die werk van sy hande en wat sy vingers gemaak het, sal hy nie aansien nie, die heilige boomstamme en die sonpilare. In die dag sal die stede wat sy toevlug was, wees soos die bouvalle van die bos en van die bergtop wat verlaat is vanweë die kinders van Israel, en dit sal 'n wildernis wees. Nou wil ek net daar stop. Wat het gebeur? Damaskus was een van die hoofstede van trade, handel. Okay? Hy was een van die mees vooruitstewendste stede in daardie tyd. En 783 voor Christus gekom het koning Nebukadneser hom gaan vernietig. Ons dink dit gaan nog kom. Dit het klaar gebeur. Jy sien, so Amos verwys na presies die volgende vers wat kom, vers 10. Jesegiel verwys presies na dieselfde vers 10. Jeremia verwys na dieselfde vers. Jesaja verwys na hierdie vers. Vers 10 sê, want jy het vergeet die God van jou heil, en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke. Hoor wat sê hy, jy het vergeet die God van jou heil. En hierdie boodskap is vandag vir elke mens wat vergeet het wie is jou God. En ek wil vanmôre vir jou sê, elke land, en dit sluit Suid-Afrika in, met ons regering, wat hulle rug op God gedraai het, gaan hierdie pad van verwoesting loop. Want hierdie verwoesting wat nou kom, is nie 'n oorlog nie, is God se toorn. Jy sien, ons sit met hierdie ding in ons harte. Die Here is lief vir ons en hy's baie genadig en hy's goed en ons gaan hemel toe en ons gaan nee. God praat, Jesus praat self van die woord waar hy sê, die onregverdige bestuurder wat kom en sê, hy sê, maar jy was 'n taai man.
Jy maai waar jy nie gesaai het nie. Hy sê, ja, maar as jy geweet het, ek is so 'n taai man, hoekom het jy jou talente gaan begrawe? Hoekom het jy jou God vergeet? Jy sien, hierdie waarskuwing is, jy het vergeet die God van jou heil. Jy het vergeet, en jy het nie gedink aan die rots van jou toevlug nie. En dis die probleem vandag wêreldwyd, want die woord van die Here sê, die afval kom by my kerk, die liefde van die meeste verkoel, en Jesus vra, gaan ek die geloof kry? Weet julle wat het gebeur? God is besig om sy rug op ons te draai. Glo my, daar staan dit. Hierdie skrif is vir ons tyd, want ons speel God. Ons speel ons hand met God. Ons dink maar hy's okay met ons. Hy moet maar okay wees met ons. Maar God sê baie duidelik, hy sê, jy het vergeet die God wat jy oorspronklik begin dien het. Toe kry hulle pak slaag. Wys hierdie op Israel baie beslis, maar hierdie wys op alle volke, tale en nasies. Alright. Hy sê die dag as jy plant, laat jy dit groei. Hoor wat sê hy? En in die môre laat jy jou saad uitsprei. Jy groei, jy doen, jy, alles gaan oor jou. Maar dit sal wees 'n hoop geoeste graan op die dag van krankheid en ongeneeslike smart. As God gryp, vernietig hy. Want hy moet hierdie aarde vernietig om 'n nuwe aarde te gee. OK. Weer die gebruike van, hoor daarso, baie volke, soos die gebruis van baie waters, maar hy dreig hulle. Ekskuus, weer die gebruis van baie volke is die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gedruis van baie nasies, soos die gedruis van gewellige waters, so maak hulle gedruis. Ouens, wat is besig om te gebeur? Die hele wêreld is in 'n gebruis, dis nasies en hulle beklei en hulle veg en hulle maak dood, en hulle lieg en hulle bedrieg. Uit niemand se mond kom daarmee waarheid nie. Nasies maak 'n gedruis, soos die gedruis van baie waters, maar hy, God, dreig hulle, en hulle vlug weg en word gejaag, soos kaf van die berge voor die wind, en soos strooi van die stormwind. En dan sê hy vers 14, in die aand, daar's verskrikking, voordat dit môre word, is hulle nie meer nie. Dit is die deel van hulle wat ons plunder, en die lot van hulle wat ons beroof. Jy sien, waaroor gaan dit nou? Selfs Saudi-Arabië het nou gesê, hulle stoot miljarde in, hulle gaan hierdie ding begin beveg, hulle wil die kanaal oopmaak waar die olie moet deurgaan. Dit gaan ons niks help nie. Weet julle, Suid-Afrika het in die apartheidsjare 450 miljoen vate olie 'n maand geproduseer. Ons het bogrol oor. Want hierdie lot het net verkoop. Soos hulle ons verkoop het. Hulle het net geld gesien. En nou lieg hulle weer vir ons, nou sê hulle vir ons, hier's genoeg brandstof. Hulle het nie voorraad vir 2 maande nie. Praat met 'n boer daar van Ceres se wêreld oor die naweek. Hulle sê hy kan 5000 liter 'n dag kry, of op 'n slag kom kry. Hy sê, maar dis nie eens genoeg vir my 1 oes nie. Hier's garages hier om ons wat nie meer petrol het nie. Nie of hulle lieg en of hulle wil geld maak nie. Ons Afrikaners lieg mos nie, ons steel mos nie, ons wil mos nie ryk word nie. Hulle sê ons kan nie meer en ons kan 'n petrol gooi nie. Ouens, alles gaan nou met een verskriklike spoed kom. En hierdie is die waarskuwing wat die Here vir ons gee uit sy woord uit. Maar daarom dank ek die Here. Redding is op hande. Die wêreld kan nie genees, die wêreld kan nie herstel word sonder dat die koning van alle konings terugkom nie. Hy moet terugkom. Logika. Anderster is sy woord nie die waarheid nie. Anderster het ek en jy nie hoop nie. Anderster het ek en jy geen uitsig nie. So hy moet terugkom, dis sy belofte. En kyk bietjie wat skryf Paulus in Kolossense 1.
Daarom hou ons ook nie op nie. Van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en hoor wat sê hy, te vra dat julle vervul word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Met ander woorde, die goed wat ons sien, die goed wat ons hoor, maak ons nie bevrees nie. Ek word baie keer uitgehaal, serieus. Jy moet nie so baie politiek van jou kant af praat nie. Ouens, ek sal dit praat tot ek doodgaan, want die Bybel is vol politiek. God se waarskuwing bly, en as 'n wagter is dit my werk om te waarsku. En as ek nie waarsku nie, sê die Here, sal ek hulle bloed van jou hand eis. As hulle nie gewaarsku word. As hulle gewaarsku word, hulle luister nie, is hulle bloed op hulle eie hande. Hy sê sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dra ons vrugte. Is ons lief vir mekaar? Dra ons mekaar se laste? Nee, ons is so geneig om maar net in ons eie wêreldjie te wil bly lewe. Ouens, hier's waarskuwings vir ons, want onthou wat sê Jesaja 17 vers 10. Jy het jou God verlaat. God gaan jou verlaat. En met elke krag, met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Al is daar dan nie meer skape nie, met blydskap sal ek in die krag van die Here my verbly. Ek sal sy naam groot maak, ek sal hom loof, ek sal hom prys, ek sal nie in 'n gat gaan sit nie, ek gaan nie, maar weet jy wat, daar's 'n wêreld daar buite wat in 'n gat sit, en wie gaan hom uit die gat uithaal, as jy kind van God ook in 'n gat gaan sit? En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Erfdeel, ek en jy. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het ons verlos uit die mag van duisternis. Vers 14 sê, in wie ons ook die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sonde, mag nie meer teruggaan nie. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was gewees voordat geskape was. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is. OK, wat sienlik en onsienlik is. Paulus sê, ons stryd is teen bose geeste in die lig, onsienlik. In hom trone, sowel as heerskappye, owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Is daar baie gode? Verseker. Die hemelruim is vrot, soos is daar in Avatar, noem hulle wat jy wil, gaan kyk wat sê Jonathan Cahn, Return of the Gods. Logika. Daar is gode, daar's afgode, hoekom dink julle is daar oor die 22.000 gelowe vandag? Dis 22.000 gode. Hulle is geskape. Maar daar's net een, ware een. Christus Jesus. Hy wat gekom het om hulle uit te klee, wat die sleutels gevat het, wat vir die duiwel gesê het, hierdie leuen stop, wat die vrees kom vat het, wat gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die deur. Niemand gaan na die ware God, behalwe deur my nie. Niemand. En hoor wat sê hy weer vers 17. En hy is voor alle dinge, en in hom Christus hou alle dinge stand. Hy is voor alles. En hy hou alles in stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die kerk,
die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Wat is eerste in jou lewe? Wat is jou hoogste prioriteit? Wat is jou eerste liefde? As dit nie Christus is nie, val jy in die oordeel van Jesaja 17 vers 10, God het jou vyand geword. Want dit het die Vader behaag, dat in hom, Christus, die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Amazing. Ook julle, wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Sien jy daar moet 'n ware bekering wees? Sien jy daar moet 'n trane wees? Sien jy daar moet 'n plek wees waar jy sê, o Here, ek is vuil, ek is 'n sondaar, vergewe my. Hierdie snert wat hulle verkondig van die kansels af, waar die groot duisende jong mense is, oh, say this prayer, met 'n chappie wat jy kou. Thank you Jesus, now you in my life, I am born again. Strooi. Jy moet opbreek voor God en sê, ek is verlore, ek het Jesus nodig, ek het nodig dat die bloed van die lam my sal reinig, my sal heilig, my sal skoon was. Dan sê God, kom my kind, jou trane, jou berou is eg. Vers 22, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig sonder gebrek, onberispelik. Is jy onberispelik vanmôre? Nee jong, jy moet nou net nie vir my iets sê nie, dan spring ek weer in 'n ander bloedgroep van kwaad wees vir jou. Want wie's jy nou om dit nou vir my te sê? Daar staan dit. God sê, ons moet onberispelik wees. En as jy nie berisp word nie, dan staan jy mos in God se wil. Logika. O, Heer, nou raak dit stil. OK. As jy ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en jy nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, want wat julle gehoor het, wat verkondig is, hoor wat sê, in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. As daar vandag nog een mens is wat die evangelie nie gehoor het nie, wil ek hom ontmoet. Ek dink met die tegnologie is ons deur. Hebreërs 10 kom, hy sê vers 36. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Jy gaan nie belofte kry, as jy nie God se wil doen nie. OK? Want nog 'n klein tydjie, en hy, Christus, wat kom, sal kom, en nie versuim nie. Maar, die regverdige sal in die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae hom. Met ander woorde, wat sê hy vir ons? 2 weke terug uitgehaal. Ek is uitgehaal. 'n Herder moet na sy skape kyk. En ek het geen skuldgevoelens hier waar ek staan vanmôre nie. Want ek kyk. Maar daar's 'n verskil tussen kyk na jou skape en daar's 'n verskil tussen hardloop soek fout skinder en dan wil hy ek moet nou gaan vure doodslaan en saam skinder. Daai ding werk nie. Daai ding werk glad nie. En nou Paulus sê baie duidelik, ek dink dis Paulus wat Hebreërs geskryf het. Hy sê ons leef uit die geloof, maar as jy jou onttrek, met ander woorde as jy jou begin onttrek, hoekom onttrek mense? Kom ons praat gou 'n bietjie daaroor. Hoekom onttrek mense?
Hulle wil nie die waarheid hoor nie. Een van die grootste redes. Hulle wil gestreel wees. Hulle wil tantrums kry. Hulle vergeet wat God hulle gaan uithaal. Hulle het vergeet wat het die kerk al vir hulle gedoen. En ja, maar nou kom hierdie ou nie, hy's nou die dag deur die doopwater, nou skielik kom hulle nie meer in die kerk nie. Ouens, weet jy wat? Dis 'n swak algemene ding, dat ek dan agter hulle moet bly aanhardloop en sê, "Ai, sies tog, hoekom kom julle nou nie meer in die kerk?" Daar's niks op hierdie aarde wat my hier weghou nie. Want ek is te lief vir die Here. Ek dink in my 40 jaar wat ek die Here dien, was ek dalk 5 keer nie in 'n kerk. En die 5 keer wat ek nie daar was nie, ek so skrik gevoel. En ek het goeie rede gehad dat ek nie daar was. So die kerk moet hierdie baie sterk vir hulle self vat. By ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Die oomblik wat jy jouself onttrek, tree die verderf in. As jy een Sondag nie in die kerk is nie, is dit verskoonbaar. Die tweede Sondag begin jy skuldig voel. Die derde Sondag, jy right. Ja, God se raad met my. Jy het 'n probleem, jy ken hom nie. Hy het self gesê, die afval begin by my huis. Pas op. Alright. Onthou dit, die krag in ons kom net van God. Ons kan nie op onsself staat maak nie. En sê Psalm 73 vers 26. Al beswyk my vlees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. My deel tot in ewigheid. My deel, God is my deel, nie die hel nie. God is my deel. Wie ons sit daar langs daai groot water en ek sien hierdie gewellige groot oseaan en ek sien 'n onrustigheid. Die golwe was baie kalm. Eerlikwaar. Maar daar's vir my so iets in die water wat ons albei nogal ontstig het, wat ek net sê something is not right. Maar weet jy wat uit die goeie wat daar uitkom is, ek kyk na hierdie groot oseaan en ek besef die diepte van daai krag van daai water. God is in beheer ook daarvan. En ek besef ek en jy is in daai krag van God geanker op die rots Christus Jesus. Daai golwe kan kom, daai seestrome kan gaan. Weet jy wat? God is in beheer en ek en jy is geanker in die rots Christus Jesus en daai see kan jou niks doen nie. Ek praat van die see van hierdie wêreld. Paulus skryf Efesiërs 3 vers 16. Hy sê dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Hoor wat sê hy? Om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. God het aan alles gedink. In die dag toe jy gebore, toe blaas hy sy gees. En nou wil hy daai gees moet aktief raak. Nou wil hy daai gees is nie dormant nie. Daai krag van sy gees is nou in jou, in die innerlike mens. Hoekom? Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Met ander woorde, jy's vas, jy's standvastig, jy's onbeweeglik. Niks kry jou van hierdie pad af. Niks kry jou van hierdie pad af. Nie daai ou wat vanmôre jou nie gegroet het in die kerk nie, jy beteken vir die koninkryk niks. Jy's ligsinnig, ekskuus, jy's stupid. As hy my nie groet nie, is fyn, gaan groet hom. As jy dink hy's kwaad vir jou, moenie dink nie, gaan vra hom, kwaad vir my. Het ek jou iets gedoen, ou? Praat met my.
Ek doen dit my hele lewe. Partykeer is my vrou bang vir my, sy sê, jy's te reg, en dan sê ek, nee. Die volgende ou moet weet waar hy met my staan. As ou nie in die kerk is nie, sal ek hom vermaan, en ek sal vir hom baie gou vra, as jy besig om afvallig te raak. Dan hoor ek die rede, maar nou nie lag nie. Ek het 2 weke teruggehou, en ek sien hy lag vir my. Ek stop vir afvalligheid, maar hy weet hoe ek het bedoel, in 'n goeie gees. Ouens, afval is vrek maklik. Klim op die dak, laat iemand die leer wegvat. Kyk jy gou, hoe kan jy val, hoor. Dis 'n moeilike ding. Hy sê, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, hoor wat sê, ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is. Ten volle die prentjie van die godheid van die Gees wat in jou woon. Alright? En hier kom die kern, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. Die volheid van God kan net kom, as jy die liefde het. Dis God se eis. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, hele siel, verstand, al jou krag. Maar die gebod wat daarmee saamgaan, jy moet nou nie daaroor praat nie. Nee. Hoe moet ek hierdie bogger langs my lief hê? Hoe moet ek hierdie ou lief hê wat dit aan my doen? Hoe moet ek daai ou lief hê? Jy, ou, ons moet vanmôre leer om hierdie môre te stop met ons voorwaardes. Hoekom ons iemand lief het. Daar's 'n verskil wat ek vinnig vir jou wil uitlig. Ons moet mekaar lief hê. Maar ons het nie nodig om hand op die blaas te lewe nie. As 'n ou my te nagekom het, spreek ek hom vry. Gaan ek weer by hom kom? Nee, hoekom moet ek? Ek het hom vrygespreek. En glo my, ek bid steeds vir hulle. Doen dit nog my hele lewe. Maar hoekom moet ek myself bly blootstel aan 'n ou wat my bly seermaak, bly te nakom? Dan is ek mos nou stupid. Alright. Maar die kern van alles bly, as ek sê ek het God lief, het ek jou lief. En aan hom wat mag het, om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom alleen, die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Moet nooit eer soek vir niks. God se. Dis altyd God se eer. Onthou dit, asseblief. Daarom leef jy oorwinning soos Psalm 103 vir ons sê. Hy sê daar, 'n Psalm van Dawid, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Dis 'n opdrag. Vlees, siel, loof die Here. Ongeag hoe jy voel, ongeag wat kom, ongeag wat jou tref. Loof die Here o my siel, vergeet geen een van sy weldade nie. Maar jy sê nie, wanneer die moeilikheid kom, wanneer dit swaar gaan, wanneer die terugslag kom, dan wil ons hom nie loof en prys nie. Want dan sê hierdie vlees, nee man, wie ek voel nou nie lus daarvoor nie. Dis 'n hartsbesluit, dat jy die Here sal loof, sal prys. Dit is hoe God altyd vir ons deurkom. En Johannes 7:38 sê, juis vir ons dit. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Strome, strome, strome. Weet jy wat, waar strome water is niks dood nie. Gaan kyk by 'n dam waar die water lê, waar die sluik lê, waar alles dood is, alles vrot, alles vrek binne in daai dam. Maar waar strome van water is, sê die Bybel nie op 'n plek, as die water loop oor 7 klippies, is dit suiwer nie. Is daar nie iets van 7 geeste nie? Interessant hierdie Bybel, né? Strome van lewende water sal uit jou binneste.
Waar's dit? Daar waar God woon. Maar Jesus kom waarsku, Lukas 21 vers 34. Pas op vir julleself. Hoor julle wat sê hy? Nie vir aanhou nie. Sop nie vir daai ou en daai nie. Nee, pas op vir jouself dat julle hart nie miskien beswaar word deur swelgery, dronkenskap en die sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Jack Norris is gisteraand dood. Pragtige kind van die Here. 86 jaar oud. Niks fout met hom. Ek weet hy was super fit. Is eintlik 'n goeie rolmodel. Hier sê dit, die dag julle nie skielik oorval nie. Sy mense sê, sy familie sê, hy het niks bekeer nie, hy het net skielik doodgegaan. What a way to go. Want Jesus praat hier, soos 'n stryk sal hy kom oor almal wat oor die hele aarde woon. Hy sluit niemand uit nie. Stryk. Alright. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te kan gaan staan. What a day. Is ons gereed vir dit? Is ons waardig genoeg om voor die seun van God te gaan staan? Ook op dit kry ons 'n wonderlike belofte, Psalm 130 vers 1 en 2 en vers 5 en 6. 'n Bedevaartslied uit die dieptes roep ek U aan, o Here. Here, hoor na my stem. Laat U ore luister na die stem van my smeekinge. Uit die dieptes, waar bevind jy jou vanmôre? Is jy op 'n slegte plek? Dis fyn. Maar God sê ek hoor. God sê roep. Ek sal jou help. Ek sal jou uit die diepte kom optel. Ek sal jou kom uithaal. Ek sal my hand onder jou sit. Ek sal jou nooit laat val nie. Jy nooit val nie. En dan kom hy met 'n belangrike ding. Hy sê vers 5. Ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. Ek wag op die Here. My siel wag. Met ander woorde, kom raak rustig. Man, jy lê dalk in 'n gat, jy sit dalk in 'n gat. Maar weet jy wat? Wat sê koning? Wag, wag, wag. God kom. God kom. God kom. Hy's besig met 'n oorlog, hoor. Hy het dalk nog 'n bietjie tyd vir jou en my. My siel wag op die Here, meer as wagters op die môre. Wagters op die môre. Wagters op die môre staan en kyk op die vyand kom. My siel bly die nagwake voor. Ek staan op in die môre. Ek wag op die Here. Sê asseblief, Here, sien my toestand, sien waar ek myself bevind. Ek wil afsluit met 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wat sê hy? Gooi dit weg van jou af. Werp dit. Hy sê nie, werp dit neer nie. Christus sê, gooi dit op my. Dis wat hy sê. En toe wat doen hy met dit? Hy gaan hang in die kruis. Hy sê, hier laat ek al julle bekommernis, al julle siekte, al julle dood, al julle angs, al julle vrese slaan ek vas. Ek betaal die prys. Ek gee vir julle die prys. Ek gee vir julle die oorwinning. Gooi dit weg, moenie dit dra nie. Raak ontslaaf van dit. Die duiwel maak jou moeg met hierdie goed wat jy elke dag dra. Hy put jou uit, hy maak jou siek en sat. Hy wil hê jy moet moedeloos word. Hy wil hê jy moet begin wonder waar's God. Hy wil hê jy moet begin twyfel in God. Presies wat hy doen. Hierdie einste ou Petrus. Onthou 'n ding. Hy het Jesus verraai. Hy het sê ek ken hom nie. Hy het geleer om ook daai selfverwyte op Christus te gooi. Het jy jouself al vergewe? Dink die meeste van ons sit met daai probleem. Alraai, die geheim is gee alles. Dan kan ek en jy leef vanuit die dieptes van God in ons. Romeine 8 sê, vers 26 en 27. En net so ook
kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Hoor julle wat sê hy? God wat die hart ondersoek, weet wat die bedoeling, nie van die siel nie, van die Gees is. Dis die verskil. God se Gees is 'n goeie Gees. God se Gees wil oorwinning gee. God se Gees wil die beste gee. God se Gees wil vir ons lewe gee. So hy sê, hy weet wat die bedoeling van die Gees is. Jesus wat die harte weet, wat doen sy Gees? Hy weet wat bedoel jou hart. Omdat Christus ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek sluit hiermee af. Wat is die wil van God vir jou lewe? Ek sê dit deur al die jare, te veel van ons is te bang om te bid, laat u wil geskied. Boetie, want as God vir jou vat hy vir jou. As hy besluit, ek is nie tevrede met jou lewe nie, onthou wat het ek gesê? Ek het hom toestemming gegee. Here, u is nie tevrede met my lewe nie, laat u wil geskied. Dan kry jy pak. Jy kan luister, jy kan gou luister, of jy kan 'n baie moeilike pad loop. Ouens, ek het in my lewe te veel by hospitaalbeddens gesit, wat ouens geweier het om God se wil te laat geskied. En baie van hulle het wreed gesterf. En ek glo in daai laaste uur soos die rower, het hulle daai genade gekry. Maar hulle moes eers deur daai pad van lyding gaan. Wat maak ek en jy met die lyding wat ons kry? Kom ons eer God daardeur. Want ons sê vir hom, Here, okay, maar wat wil U vir my nog leer? Dis fyn. Is dit fyn? Is dit fyn in jou lewe? Ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak en ek wil vra, as jy vanmôre voel, jou laste is te wild, jou laste is te swaar, wil ek vir jou raad gee. Ek wil jou uitnooi, wil vir jou bid vanmôre. Ons gaan 'n liedjie sing. Hulle gaan vir ons speel, Blessed Assurance. Is jy seker? Is jy seker Jesus is jou verlosser? Maar ek wil vanmôre vir jou vra, terwyl ons hierdie lied gaan speel, as jy gebed nodig het, kom. Maar voordat jy kom, wil ek vir jou twee goed weer sê, wat ek nou in die preek gesê het. Gee alles, luister wat ek nou sê, en almal vol. Weet jy hoeveel mense hou jy weg van die Here af? Weet jy hoeveel mense hou weg van die Here af, omdat jy vaskyk teen mense? Omdat jy vaskyk teen wat mense doen. En dan het jy 'n probleem om te sê, ja, maar weet jy wat? Snert, bog. As jy vanmôre op die beste plek in jou lewe wil kom, sê ek vir jou, gee alles vir hom, maar ook almal. Weet jy hoeveel kinders hou hulle ouers uit die kerk uit? Weet jy hoeveel kinders hou hulle ouers gebroke, omdat hulle nie die Here wil dien nie? Jy gaan nie jou kind red nie. Jy kan nie. Niemand kan nie, net God kan. Daarom moet jy vanmôre op 'n plek kom waar sê, ek gee alles en almal vir U. Gee hulle vir U. Of dit my kinders is, of dit my kleinkinders is, of dit my vriend is, of dit my beste pel is, of dit wie ook al is. Vader, is nie my probleem nie. Want ek kan niks daaraan doen nie. Ons weet wat dit is om voor die Here te huil vir ons kinders. Ons weet hoe dit voel om te huil en sê, vir ons boeties, vir ons sissies, vir ons familie,
Here, maar ons kom almal uit hierdie agtergrond, ons het almal die Here gedien. Hoekom wil hulle nie dien nie? Dis nie jou antwoord nie. Dis God se werk. Hy verhard wie hy wil en hy sit 'n hart van vlees in by wie hy wil. Hy besluit wie hy red en wie hy nie red nie. Hy besluit wie hy liefhet en wie hy haat. Staan in my Bybel. Dit is wat my bang maak vir God. En daarom is my pleidooi elke dag, Here asseblief, genade, 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 dat ek voor U kan staan, in die heerlike gesig mag kyk. Kom ons sit daai liedjie aan. As jy vanmôre gebed nodig het, wil ek jou asseblief uitnooi. Kom, laat ons saam met jou bid in hierdie môre. As voorsangers, julle kan ook vorentoe kom, dankie.